Julle, eendag lank gelede, en selfs nog vandag, is die Noordpool pikkewyne se roete see toe, vanaf hulle nessies, 80 kilometer. Weet julle ver is dit vir 'n pikkewyn om te loop? Super ver. Hulle stap oor sneeu, wit gevriesde vlaktes, ijskoue wind, wat kristal miswolkies rondwaai. Met hulle ou voetjies, wiegel, hulle lyk te cute, maar hulle is besig op 'n staproete. Nou hulle sê tata vir hulle maatjies, dan bly hulle 'n maand lank weg, terwyl hulle see toe stap, 'n gat kry in die ys, inspring, hulle pensies vol vissies vang, en al die pad terugstap. Maar die een probleem, op hulle pad terug, moet hulle deur die koue poort stap. Die koue poort is 'n plek wat twee sneeu-ysvlaktes van mekaar skei. Dit is soos 'n massiewe muur. Sonder 'n deur, daar's net 'n kraak in die ys wat pikkewyntjies deurpas. En hierdie vlakte is glad nie te ver van die see af nie, hele toe die pikkewyntjies daar kom, dan het almal se pensies vol is om vir hulle maatjies en hulle kindertjies nie uitgebroeide klein baba pikkewyntjies, hulle het kos nodig, nê? Kom hulle by daardie poort. En wat is daar? 'n platvoet. 'n groot, lang haar, spierwit, groot platvoet gedierte. En hy wag vir die pikkewyntjies. Van die pikkewyne het nog nooit eens 'n platvoet gesien, hulle het gedink die platvoete bestaan glad nie, maar net daar in die poort sit hy. En raai wat wil hy doen? Pikkewyntjies vang. Vet, pensige pikkewyntjies. En hulle besluit, nie ouens, ons maatjies en ons babietjies by die ys gaan vis kry. Kom ons gaan kry vir ons 'n huursoldaat. Weet julle wat is dit? Is iemand wat baie goed kan veg, wat jy vra om jou te help. Wel, hulle is terug see toe. Die eerste dier wat hulle kry om te help veg is 'n Orka. Nee, dit was 'n orka. So die orkas daar sê, wat kan ek kry? En hulle soos, jy mag kry wat is in die pensies van 20 pikkewyntjies. Dan hoef jy nie pikkewyne te eet nie, maar dit wat in die pikkewyn se magies is, soos jy kan pikkewyn kos kry, in plaas van dat pikkewyn jou kos is. En die orka het gedink, okay, wie kan ek beklei? Maar die groot witvoet wat daar aan die kant op die poort is, en die orka soos, die platvoet. Maar hoe gaan ek daar uitkom? Ek kan nie loop nie. Shucks, hulle kort iemand wat loop. Dankie orka. Die volgende een wat kom, is 'n luiperdrob. O, genigtige luiperdkop swem sy swem mal vinnig. Hy kom dan met sy spikkels en sy vlekke, kom hy luiperd is, met sy groot skerp tande. Klim hy uit, en hy land op daardie ysrand. En hy sê, wanneer kan ek help? En hulle verduidelik vir hom die hele storie en hy dink, ja, ek sal hom nou byt, kan ek hom insluk en ek hom eet. Ja, as jy hom kry, is hy jou prys, ja. En die pikkewyne gaan vir hierdie luiperdrop wys waar dit is. Nou, pikkewyntjies loop glad nie vinnig nie. So hulle vra maar vir die luiperdrop om net geduldig te wees. En daar begin die pikkewyntjies waggel. Wiegel. Heen en weer op hulle potjies en toe hulle omdraai. Toe is die luiperdrop so stadig dat hy vasvries aan die ys. Hulle soos, kan jy nie vinniger loop nie? Hey man, ek is 'n waterdier. Ag, luiperdrop, jy gaan nie kan help nie. Ah, julle mors my tyd. Kom ek eet van julle, maar nee, hulle gaan kry weg. Wie bly oor? Wel, die volgende oggend kry die pikkewyntjies 'n ysbeer. Hy kan swem, maar beter loop. Hy is groot met skerp naels, maar hy is, as hy regop op sy agterpote gaan staan, gaan hy daardie groot witvoet net by die platvoet net by sy naaltjie pas. So hy is nog steeds nie groot genoeg nie, maar ja, dis nou hulle laaste hulp en hulle sê vir hom, verduidelik vir hom die hele storie en hierdie ysbeer sê, ja man, nou, ek beklei nie meer nie. Ek beklei niemand meer nie. Nou gaan jy ons help as jy ons nie help nie, want ons moet môre begin loop. Dan is 'n moeilikheid. Met jy al probeer praat met hierdie groot platvoet. En
Nee, ons het nie. Kom ons gaan praat met die platvoet. Daar stap die ysbeer saam. Al die pikkewyntjies, toe hulle nader kom, is die platvoet weg. Daar's net 'n groot sneeubol daar voor hierdie poort, maar die sneeubol beweeg en sy kop skud heen en weer en die sneeu val van hom af en hulle sien, hy het 'n baie groot mond. Hierdie platvoet, ons moet versigtig praat. Wie gaan vir hulle praat? En die ysbeer is nou maar die een wat moet praat, want pikkewyntjies sê net en die platvoet kan dit nie reg verstaan nie. Elke keer as hulle praat word hy hongerder. En lek sy lippe af en die pikkewyntjies raak bang. So die ysbeer sê, "Jy, meneer Platvoet." En hy wil weet, "Ja. Meneer Platvoet, hoekom klink jy so vriendelik?" Ek klink dalk vriendelik, maar ek kan baie pikkewyntjies eet. En net daar weet hierdie ysbeer, hier is moeilikheid. Maar hy sê vir Platvoet, "Ou Platvoet, ek sê jou wat. Kom ek en jy gaan stap 'n entjie, dan praat ons oor hierdie pikkewyntjies storie. Jy wat wil pikkewyntjies eet. En as ons terug is, dan kan jy soveel pikkewyntjies eet as wat jy wil." Lyk ek vir jou dom. As ek en jy stap, gaan hulle mos deurloop. En dan kry ek niks. Dan eet ek vir jou op. En die ysbeer dink, hy gaan definitief nie toelaat dat 'n platvoet hom eet nie. En hierdie platvoet is slimmer as wat hy dink. En hy sê vir die platvoet, Wel, ek sê jou wat, meneer Platvoet. "Môre bring ek 100 ysbeere saam. En 100 van ons is sterker as jy. Ja, maar julle beklei nie meer nie. Wel, watch ons net môre. 100 van ons en jy." En die platvoet se tone begin bewe. Miskien is dit van koud kry, miskien is dit van bang word. Maar hy sê net, Ek gaan nie skuif tot ek al die pikkewyntjies opgeëet het nie. so platvoet het net nog gaan neersit, sy kop tussen sy bene gesit, met daai massiewe bos hare, het hy so fluffy gelyk, en hy het net aan die slaap geraak. En die pikkewyntjies dink, "Okay beer, veg hom nou." Maar die beer is soos, "Ek veg niemand meer nie." Hoe gaan nou net nog 'n maatjie gaan soek? Julle daai pikkewyntjies gaan terug. Hulle trap terug see toe, maar nou stap hierdie ysbeer nie saam met hulle see toe nie. Hy is net besig om rond te grou. Daar in die ys en die sneeu rondom hierdie poort, so end van hierdie groot platvoet af. En hulle dan gate grou hierdie tyd van die dag. Nee, hulle het nie tyd vir gate grou nie. Hy grou seker vir 'n gat om weg te kry vir die storm. En die storm kom. En as die storm eers gekom het, gaan die poort toe. Dan kry niemand kos nie. En die platvoet sit en wag. Julle, die pikkewyntjies is see toe, hulle kon nie meer een seedier kry wat hulle kan help beklei nie. Hulle het moeilikheid. En hulle stap maar terug, want hulle besluit, dan moet ons maar kyk, miskien kan een van ons deurkom, miskien kan een van ons die aandag aftrek van daardie groot platvoet af, en dan kan die res deur sneak. Maar toe hulle nader kom, was dit nog redelik donker. En daar staan 1 ysbeer, 2 ysbeer, 3 ysbeer, 4, 5, hulle tel 100 ysbeere, net soos ysbeer gesê het. Waar kry hy hierdie lot? Julle man is so donkerig. Hulle tel net hierdie verskriklike groot wit figure in, van hulle is massive. En nou stip hulle siekies deur hulle, maar sien, hulle is vol ys. Hulle is toegesneeu deur die nag. Maar hier is wragties 100 ysbeere. Kom heel voor, daar skit groot ysbeer. Alles af en hy sê vir hulle, maar julle is welkom om te stap. Jou platvoet gaan weggaan. Julle net 10 trekkies verder, skud daai platvoet. Al die sneeu van hom af en hy staan regop. In hierdie donkerte sien hy net hierdie klein wit en swart goedjies wat aankom. En hy kan nie baie ver sien nie, maar hy sien die goedjies en sê, julle gekom om geëet te word. En die pikkewyntjies dink, en hy sê, julle klink soos klein hoendertjies, seehoendertjies, ek hou van seehoender, kom hier. En sê die ysbeer, julle, ysbeer maak sy keel skoon. Platvoet kyk op, en hy sê, en hy kyk langs ysbeer is, daar is 'n wit skaduwee, 1, 2, 3, nog 'n wit skaduwee, nog 'n wit skaduwee, nog. En hy tel, 12, 9, 14, mal baie.
Wat? En die ysbeer maak sy stem groot en sê, Platvoet, dis tyd dat jy skurt. Nee. Wel, nou sit ek en hierdie klomp ysbeervriende van my. Nee, ek is nie bang vir julle nie. Dan gaan ons jou met ons laseroë, ons kristalblou oë, aangluur tot jy loop. Platvoet is wat so goeders. Julle, maar die son het opgekom en hy het begin skyn op die koppe van hierdie ysbere. Elkeen se oë het spier, wit, super ligte blou kristaloë gehad. En dit het geskyn en gegloei in hierdie massiewe, sneeugepakte lywe van hierdie ysbere. En hierdie groot ysbeer stap nader. Hy sê, manne, wag net hier, ek stap nader en ek vat daai Platvoet en ek sorteer hom uit, sodat pikkewyntjies kan deurgaan. Staan net hier, tot ek terug is en as ek nie terugkom nie, val julle aan! Hoera! Skree daai ysbeer, julle en die pikkewyntjies, hulle sidder. En vragties, 99 ysbere bly doodstil staan en hulle gluur vir daardie groot Platvoet. En die Platvoet se voete bewe, en sy hande bewe. Later begin sy kop so skud, hy weet nie wat om te doen nie. Sy hare maak so. Hy smang en die ysbeer stap nader en nader en hy sê, Platvoet, as ek met die punt van my naal aan jou snoet kan raak, val ons almal aan. En die pikkewyntjies dog, ons het gedink hy beklei nie meer nie. Maar die ysbeer stap nader en die tree word minder 9, 8, maar Platvoet skud hom reg en hy staan en hy sê, Ek loop nêrens heen nie. Ek bewe nie van bangheid nie, maar van kouete. en die ysbeer stop nie. En hy sê, ysbeer, as jy nie omdraai nie, gaan ek jou vandag opjaag. Jy moet hardloop. Ek dink of hierdie Platvoet verskriklik bang word en die ysbeer stap nader, tot armlengte van hierdie Platvoet af. Hy kyk op in sy kop, en reg voorkom, voor sy oë is 'n naaltjie, en hy vat sy arm, hy lig hom op, hy point een naal uit, en hy begin om na die Platvoet se naaltjie toe vat. En Platvoet is, jy moet ophou, en hy kyk van al daardie hele, maar hierdie keer sien hy, daar is baie ysbere, 100 van hulle lyk verskriklik baie, en hulle groot kristalwit oë, sulke, lyk soos lasers, soos, hulle loer vir hom, en hy soos, kan nie meer nie, Platvoet hardloop weg, julle, maar daai ding los spore, en hy trap, en soos hy hardloop, kraak en skud die ys onder hom, en die 99 ysbere agter hom, val plat. En die pikkewyne sien dat die groot ysbeer sneeubere gebou het, en stukkies ys gebruik het vir oë. En die ysbeer sê, pikkewyntjies, voor daai Platvoet omkyk, glip deur die kraak, want ek het weer gesê, ek beklei nie meer nie. Ek is 'n slim beer. Geweld is nie nodig nie. As jy kan dink, kan jy enige oorlog wen. En die pikkewyntjies is almal deur. En die Platvoet het hulle nie weer geplan nie. En die ysbeer is iewers besig om rustig om te chill.